Goeiemôre aan almal wat vanoggend saam luister. Dit is vandag Maandag 17 Maart 2025. Aan die einde van hierdie week, Sondag, is dit ons gebruikelike jaarlikse geloofsbelijdenis wat deur ons tieners afgelê word. En so in die lig van die geskiedenis wat ons so in die week vanaf sal luister, is dit nogal dalk belangrik dat ons hierdie week 'n bietjie gesels oor belydenisse. So, om af te skop, wat glo jy? 'n Christen antwoord maklik seker op so 'n vraag, iets wat ons sou 'n belydenis noem. Dit beteken dat jy eintlik dan sê wat jy glo. En dit moet jy doen in so min woorde as moontlik, maar tog soveel sê terwyl jy dit doen. 'n Mens kan jou geloof in jou eie woorde bely, maar daar het ook deur die loop van die kerkgeskiedenis verskeie dokumente verskyn waarin groepe gelowiges saam hulle geloof bely. En dan word dit belydenis skrifte genoem. Reeds in die Ou Testament sien ons hoe die Israeliete hulle geloof bely het. En 'n baie bekende voorbeeld daarvan vind ons in Deuteronomium 6 vers 4. Daar staan: luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. En in Markus 12 vers 29 is dit Jesus wat dieselfde woorde weer aanhaal, as hy sê, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Nou, in die tyd nadat Jesus op aarde was, die vroeë kerk, het vroeë Christene dikwels hulle geloof bely met die woorde, eenvoudige woorde, Jesus is die Here. En as ons die Bybel nou lees, wat ons nou bring by wandel in die woord, dan sien ons hierdie belydenis soms 'n bietjie in ander woorde. Soos byvoorbeeld in 1 Korintiërs 12 vers 3. Niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. En Filippense 2 vers 11. Elke tong sal bely, Jesus is die Here tot eer van die Vader. Nou, dit klink wonderlik as ons dit lees, maar hierdie belydenis het risiko's vir die vroeë Christene ingehou, aangesien daar eintlik van hulle verwag was om die keiser as Here te erken. En met hierdie belydenis het die Christene duidelik verklaar dat hulle hoogste lojaliteit nie by die keiser lê nie, maar by Jesus Christus. Nou, in ons kerk het ons ook belydenisskrifte wat ons graag aanhaal en gebruik. Belydenisskrifte ontstaan gewoonlik in 'n tyd van krisis of meningsverskil, wanneer dit belangrik word om duidelikheid te bring oor wat of hoe die kerk oor 'n sekere saak glo. So teen die 4de eeu na Christus het daar baie vrae ontstaan oor Jesus en oor God, eintlik oor die verhouding tussen Jesus en God. Oor Jesus was daar vrae oor sy menslikheid en sy goddelikheid, en dan die verband tussen die twee. En uiteindelik het die kerk besluit, Jesus was waarlik God en waarlik mens. Oor die siening van God was daar spanning tussen die belydenis uit die Ou Testament, dat daar net een God is, en Christene se aanbidding van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daarom het die kerk gesê, dat daar is tog net een God, wat in 3 persone na vore kom. En die 3 ekumeniese, nou ekumenies beteken dan nou maar net wat die hele Christelike kerk verteenwoordig, geloofsbelydenisse, die apostoliese geloofsbelydenis wat ons graag opsê, die geloofsbelydenis van Nicea wat ons hierdie week na gaan kyk, en die geloofsbelydenis van Athanasius het na aanduiding dan nou hiervan ontstaan. In hierdie week wil ek graag 'n paar keer stilstaan by die geloofsbelydenis van Nicea. Die geloofsbelydenis van Nicea is vanjaar 1700 jaar oud. En daarom is dit vir ons belangrik om daarvan kennis te neem, maar daaroor praat ons verder in die week. Kom ons bid saam. Here onse God, ons erken nie
as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En in ons lewens, en in ons geloofslewe veral, wil ons duidelike erkenning gee aan U. U is die enigste Here. Ons wil graag, Here, met ons hele hart 'n pad saam met U stap. U is ons God, en ons bely dit. Amen.